Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Lekker aandiens. Dit is baie lekker om hier by julle te wees en om weer 'n bietjie na God se woorde te gaan en te hoor wat hy vir ons sê, veral in ons reeks heiliglik vra wat weghou. Hierdie reeks is vir ons wat so 'n bietjie skepties is in ons harte, wat vra het oor die Christen geloof en vanaand gaan ons spesifiek hoop tackle. Hoop ten spyte van die dood, hoop in die midde van die dood. Hoe lewe ons in vandag se tyd en wêreld waar dood en siekte en seer kry, soveel dinge maak die lewe hopeloos voel. Hoe lewe ons met enige mate van geluk of vreugde of doel, gegeewe dat die dood so oor ons hang? Groot vraag, diep vraag, moeilike vraag. En so kom ons vra Christendom hierdie vraag en kom ons hoor wat sê Christendom vir ons. En ongeag waar ons is in ons geloofsreis, skepties of gelowig, glo ek ons gaan ten minste 'n nuwe hoop vind in Christendom se antwoord ten minste. En ek dink dit gaan ons help om reg te verstaan. En ek dink ons gaan verbaas wees oor spesifiek wat Christendom vir ons sê in die midde hiervan. Voor ek inspring, kom ek bid vir ons. En dan spring ons sommer reguit in en kyk na hierdie moeilike vraag en hoor wat Christendom vir ons wil sê. Kom ons bid saam. Almagtige God, Vader, dankie vir u woord. Dankie vir u wat deur die seun die dood oorkom het. En ek bid vanaand dat u ons sal help om iets te sien van die waarde daarvan. Maak nie saak waar ons is in ons geloofsreis nie, of skepties of gelowig, of maak nie saak waar ons is nie, of selfs die seer wat ons op die oomblik ervaar nie. Sal u woord gebruik, sal u die antwoorde van Christendom gebruik om in hierdie seer, in hierdie gebrokenheid in te praat. En sal u vir ons 'n kragtige hoop gee, soos wat ons dit in die woord sien, sodat ons makliker deur hierdie wêreld kan gaan, deur hierdie wêreld vol dood kan gaan. Ons bid vir dit. Heilige Gees, kom en werk net deur hierdie woord. Praat met ons. Ons bid in Jesus naam alleen. Amen. So kom ons spring in hier met net so 'n bietjie van 'n inleiding en 'n storie. So verbeel jy gou 2 mans, maar vir die doel van hierdie oefening, hierdie 2 mans, daar's geen verskil tussen hulle nie. Hulle is dieselfde ouderdom, elkeen het 1 kind, selfde werk en gaan dit aan en aan. Hulle is dieselfde in elke opsig. En hulle albei moet ingaan vir 'n lewensgevaarlike operasie. Alles is dieselfde, maar daar is tog een verskil vir die doel van hierdie oefening. Hulle dokters verskil. Okay, hulle is presies dieselfde, maar hulle dokters verskil. Die een dokter sê vir die een man, daar is 'n groot kans dat jy nou jou oë gaan toemaak, en dit mag wees dat jy nooit weer jou oë gaan oopmaak nie. Hierdie operasie waar ons nou gaan is lewensgevaarlik. En ek het al hierdie operasie 1 of 2 keer gedoen, sê die dokter, maar ek weet nie of jy dit gaan maak nie. Ek gaan natuurlik my bes te gee, sê die dokter, maar ek gaan eerlik met jou wees, dis 50-50. Okay, jy gaan jou oë dalk toemaak en nooit weer oopmaak nie. Die ander dokter sê vir die ander man, okay, hier is nou die tweede man, verbeel jou meneer, kom ons verbeel onsself, meneer, hy sê vir die tweede man, ek het al hierdie operasie 1000 kere gedoen. Ja, dis gevaarlik, sê die dokter vir die tweede man, maar sonder twyfel, gaan jy weer jou vrou en jou kind sien, jy gaan. Sonder twyfel gaan jy wakker word en jy gaan hulle kan vashou. Ja, dit mag dalk 'n lang, komplekse operasie wees, en jy gaan dalk vir ure uit wees, maar hierdie tweede dokter sê, maar jy gaan wakker word. Ek gaan vir jou nuwe lewe kan waarborg. Ons gaan aan die ander kant uitkom. So verbeel jou gou, hierdie 2 mans, hulle gaan deur presies dieselfde ding. Verbeel jou gou, hoe sou hierdie mans gedink het of gepraat het oor hulle ervaring van hierdie dokters, oor hulle ervaring van hierdie operasies. As ek myself kon verbeel, die een sou gepraat het soos hierdie. Hy sou gesê het, ek het
ek het basies by die hel omgedraai. Ek moenie nou lewe nie, maar ek lewe nou. Hy sal sê, die eerste man met die eerste dokter sal gesê, hierdie was 'n aaklige ervaring. Die dokter het gesê, dis 50-50, dit was 'n dramatiese dag van my lewe. Ek is basies lucky om hier te wees. Die ander man met die ander dokter, wat so verseker was, hy sou gesê het, ag nee man, dit was nie so erg nie. Dit was dus net om jou mangels uit te haal, routine, maklik, dit was chillas man, ek het my seun nie eens gegroet nie, want ek het geweet ek gaan hom weer sien. Alles was presies dieselfde. Maar dit is hoe hulle sou verskil het as hulle oor hulle situasie sou gepraat het. En ek wil vir julle vra, wat was die verskil tussen die twee mans? Wat was die verskil? Wat het vir die een man laat voel, hy sou dit moontlik nie gemaak het nie? En wat die ander man het hom soveel sekerheid gegee, hy het nie eers sy seun gegroet nie. Hy was nie eers bang nie, hy het geen vrees gehad nie. Wat was die verskil? Die verskil was hulle hoop. Hulle het radikale, verskillende uitkyke gehad oor hulle toekoms. En dit het alles verander, van hoe hulle daai moeilike oomblik beleef het. En dis die punt. Baie langdradige storie, maar dis die punt. Wat as ek vir julle sê, hoop is veel belangriker as wat julle dink. Soveel so, ons is diep binne ons besig om te lewe, net omdat ons in sekere dinge hoop, selfs vanaand soos ons hier so sit. Ons sien vanaand die toekoms, nie as die verre toekoms nie, net die einde dalk van die volgende seisoen, dalk die einde van jou volgende jaar, jou graad, dalk so ver soos die volgende 5 jaar, maar ek bedoel die nabye toekoms. En die hoop van daai alleen, dit het 'n beheerende invloed op jou elke dag. Jy klim uit die bed uit omdat jy glo, jy is op pad ergens heen. En jou toekoms gaan 'n sekere manier uitspeel en dus kan jy voortgaan. Hoop is so kragtig. Dit is eintlik meer akkuraat om te sê, hoop is soos die petrol wat ons elke dag krag gee. Hope fuels everything. Dit is veral die petrol wat ons deur die moeilike tye kan deurvat. Al wat jou deur die moeilikste van dae kan kry, is eintlik omdat jy hoop, jy gaan ergens anders opeindig, waar dinge nie so moeilik gaan wees nie. Dit is die krag van hoop. Het jy ooit gedink, hoekom raak mense so depressief? Net oor die algemeen. Want 90% van die kere verloor hulle hoop. Dalk 100% van die kere begin hulle dink, elke dag vir die res van my lewe gaan 'n slegte dag wees. Dis 'n depressiewe gedagte. Hulle voel vasgevang in omstandighede wat hulle haat. Daar is nie meer rede om te lewe nie, want sonder daai persoon, sonder daai ou of daai meisie wat ek wou getrou het, sonder daai ding, daai geld, daai lewe, sonder daai prentjie van hoe my lewe behoort te gelyk het, met siekte, met hierdie siekte, met hierdie pyn, wat ook al dit mag wees. Die depressiewe persoon dink, as hierdie is hoe my toekoms gaan lyk, as hierdie is hoe die res van my lewe gaan lyk, dan is daar geen meer rede om te lewe nie. Sien julle hoe kragtig is hoop? Sodra jy hoop verloor, dan verloor jy jou lus om te lewe, want as jy hoop verloor jy die petrol van jou siel. Okay, dis die krag van hoop. En vanaand het ek al hierdie gesê, want dis waar. Dis waar vir ons as mense. Ek het ergens gelees hierdie week, die ou verduidelik, we are irreducibly hope-based creatures, die mens. En so vanaand kom ons by die vraag, maar wat dan van die dood? Die dood op verskeie vlakke maak ons lewens hopeloos. En so hoop is kragtig, die dood is 'n sekerheid, 100% van mense gaan dood. Wat maak ons met hierdie? As ons toekoms is dat ons almal gaan doodgaan, en hoop is so kragtig, hoe lewe ons met die feit dat ons gaan doodgaan? Hoe hoop ons, is die vraag. Hoe gaan ons met enige mate van vreugde deur hierdie lewe? Ek het nie tyd om vir julle al die stories te vertel van net my laaste maand nie, maar net hierdie maand het ek stories van kanker gehoor, ek het hartaanvalle gehoor, ek het karongelukke gehoor. Ek was eergister by 'n begrafnis en ek het daar baie stories gehoor. Nie net stories van die persoon wat oorlede is nie, maar mense wat daar is wat kan relate.
Die punt is, ons almal gaan in die grond opeindig. Wat is die punt om te lewe? Hoe hoop ons? Vanaand wil ek basies 2 goed doen om hierdie verder uit te pak. Nommer 1, ek wil bietjie praat oor sekulêre hoop, bedoelende, hoe probeer ons kultuur en ons samelewing die probleem van die dood en hopeloosheid oorkom? Dis die punt 1, sekulêre hoop. Hoe probeer die wêreld en die samelewing hierdie probleem van die dood en hoop oorkom? En dan wil ek vir ons ten minste net voorgee, wat is die Christelike hoop? So eerstens sekulêre hoop, en dan tweedens die Christelike hoop. En dan gaan 'n bietjie uitpak wat sê die Bybel oor die dood en oor hoop. Kom ons spring in, sekulêre hoop. Die eerste punt. Okay, so ons het nou klaar die probleemstelling vir onsself voorgegee, en die kort antwoord is, wat sê die kultuur vir ons samelewing? Hoe gee die samelewing vir ons hoop in die midde van die dood? Die kort antwoord is, daar is geen goeie antwoord nie. Dalk klink dit hard, maar dis regtig waar. Die samelewing wat nie glo in 'n God nie, ons kultuur, wat elke dag lewe vir die hier en nou, weet nie regtig wat om met die dood te maak nie. Hulle weet nie regtig hoe om te hoop nie. As ons net byvoorbeeld kyk na 80% van die flieks en series van vandag, hoeveel van hulle behels nie een of ander apocalyptic einde van alles nie? Hoeveel van daai flieks en series speel nie af in 'n wêreld wat al klaar vernietig is nie? Jy weet, post-apocalyptic, die wêreld is klaar geëindig, ons moet net oorleef. Hoeveel van hulle draai nie om een of ander impending doom wat dalk nog gaan kom nie, maar doom is doom, okay? So die punt is, ons storytelling vandag is ongelooflik doomy en gloomy. Dis baie hopeloos, want ons kultuur is hopeloos, want ons weet nie regtig wat om te doen met die hopeloosheid van die dood wat oor ons almal hang nie. En dan is daar nog 'n groter punt wat bewys dat die kultuur nie 'n goeie antwoord het nie, en dit is die groot simptoom van hopeloosheid is depressie, en dis shocking as jy kyk na vandag se syfers. Die selfmoord en depressie syfers vandag, spesifiek in die westerse sekulêre wêreld, nie soveel interessant genoeg in Afrika nie, maar Amerika, Europa, Japan, dit is die mees bevorderde lande, eerste wêreldlande, baie suksesvolle lande. Daar vind ons die hoogste selfmoordsyfers. Hulle is die kulture, westerse kulture wat verseker vir ons weet verkoop, hierdie is die antwoord. As hulle 'n antwoord gehad het op hopeloosheid, bedoelende sou hulle 'n antwoord vir ons gegee het, maar daar vind ons die hoogste selfmoordsyfers. Dit beteken daar sien ons dat juis die eerste wêreldlande gee die slegste antwoord vir hoop en die dood. Hulle gee eintlik geen antwoord nie. Dis hoekom die selfmoordsyfers so hoog is daar. Dis verseker ook iets wat ons hier in Suid-Afrika beleef, maar dis meer en meer ons wit westerse, Engelse en Afrikaanse mense wat nog steeds depressief ly, want ons koop die meeste in die westerse kultuur. So die statistieke, veral onder jong mense, is dat selfmoord onder tieners die laaste 10 jaar met 70% geklim het. So die jonger mense wat die meeste die westerse kultuur, YouTube, alles van die samelewing, alles van Instagram, ons eet dit op. Daai generasie, daai demography is met 70% op. Tieners is 70% laaste 10 jaar op. En die trend is dat dit gaan aanhou klim. Wat gaan hier aan? Die punt is, weer eens, onder al hierdie depressie lê daar 'n diep hopeloosheid. En die kultuur weet nie hoe om dit aan te spreek nie. Hierdie siele wat so depressief is leeg van hoop. Daar is nie meer sielspetrol oor vir hulle nie. Dis hoekom hulle in sulke diep depressie lê. Kyk, as ons net weet dit na ons toe bring, en ons is eerlik met onsself, en ons kyk nie net na die kultuur wat geen antwoord vir ons gee nie, maar as ons eerlik met onsself moet wees, ons almal het 'n diep vrees, dat wanneer ons wanneer die dood op ons deur gaan klop, is daar eintlik diep binne ons 'n vrees dat ons niks gaan bereik nie, dat ons niks van waarde gedoen het nie, dat ons niks meaningful agtergelaat het nie, dat ons die vreugde en die genot en die liefde van hierdie wêreld gaan moet prys gee, en dan na die dood gaan ons met niks gelaat word nie. Die dood gaan ons ontneem van alles. Die dood los 'n diep vrees in ons almal op verskeie vlakke.
En dit steek kop uit wanneer ons naby die dood kom, op een of ander manier naby die dood beleef. En dan begin ons van die goeders beleef. Jy sê dalk, en val nie vir my nie, Johan, ek voel nie daai vrees nie. Dan wil ek jou challenge. Ek challenge jou, gaan bietjie na 'n begrafplaas toe, soek vir 'n grafsteen van iemand met jou geboortedatum. En jy sal nie lank hoef te soek nie, want daar is verskriklike stories daar buite. Staan net daar en laat die realiteit insink. Dalk hoef jy dit nie eers te doen, want iemand naby jou is oorlede nie. Jy weet, as iemand naby jou oorlede is, dan weet jy presies waarvan ek praat. Wat ek probeer sê is, al gee die kultuur nie vir ons antwoorde nie, hierdie is baie naby aan ons almal, en een van die maniere hoe ons probeer weghardloop van die realiteit van die dood, en hoe die kultuur probeer weghardloop van die realiteit van die dood, is ons almal probeer lewe asof ons nie gaan doodgaan nie. Ons almal probeer vergeet, verdoof, ons probeer onsself blind hou tot die realiteit van die dood. Baie mense doen hierdie, die kultuur sê vir ons doen hierdie. Hierdie is een van die antwoorde, dit is nie 'n antwoord nie, dit is net 'n hardloop weg vir die dood, maak asof dit nie daar is nie. Maar die punt wat ek probeer maak is, as jy na 'n begrafplaas toe gaan, as jy lank genoeg lewe, as jy iemand in jou nabye sirkel gehad het wat al die dood beleef het, wat jy hartseer oor was, die punt is, almal gaan gekonfronteer word met die dood. Almal. En dan gaan jy 'n antwoord moet hê. Of jy gaan in 'n sielsdepressie beland, soos soveel ander. Ons kort iets. Ek het hierdie super goeie quote ontdek. Andrew Delbanco probeer presies hierdie punt maak. Hy sê vir ons, die kultuur gee nie vir jou antwoord nie. Jy kan probeer weghardloop en die kultuur kan vir jou sê hou aan weghardloop. Maar eers gaan jy 'n antwoord moet hê, want jy gaan nie vir ewig kan weghardloop vir die dood nie. Jy gaan nie vir ewig kan verdoof nie, of jouself so besig kan hou, jy dink nie daaraan nie. En so hoor wat sê Andrew Delbanco. Hy sê, hope is the way we overcome the lurking suspicion that all of our getting and spending amounts to fidgeting while we wait for death. Every culture must imagine some end to life that transcends our own tiny allotment of days and hours, if we are to keep at bay the dim back of the mind suspicion that all human beings are hopelessly adrift in an absurd world. Daar is twee goed wat ek glo, jy gaan hoor wanneer jy met mense praat oor die dood, en hierdie twee goed is swak antwoorde, so dit is tog antwoorde, wat 'n sekulêre kultuur vir ons probeer gee, maar dit is swak antwoorde. Wat ons gebruik om onsself te probeer oortuig, ons is nie hopelessly adrift in an absurd world. En so ek het nou lang gepraat oor hoe ek glo en om my gekyk het en gesien het, die kultuur het nie eintlik 'n antwoord nie, maar hier is daarom twee antwoorde. Die een is humanism. Die een antwoord is humanism. Die mens gaan die mens self eventually red. Okay, dis humanism. Die mens gaan die mens self eventually red. Die mens is basically goed, en ons as die mens gaan aanhou en aanhou bevorder tot ons selfs die grootste vyand oorwin, die dood self. So ja, dalk gaan jy doodgaan, maar hier's die hoop. Hier's die hoop. Jy gee jou lewe vir jou kinders en vir die bevordering van die samelewing. En dalk hoef jou kinders nie dood te gaan nie. So ja, jy gee jou lewe, jy gaan dood, maar jy gee jou lewe vir die bevordering van die samelewing. So dalk hoef jou kinders nie die dood te beleef nie, want ons gaan aanhou bevorder, aanhou, en eventually gaan die mens self red. Ons sien hierdie famously in die figuur Tony Stark, Marvel se Iron Man, okay, baie bekend. Hy is die quintessential, okay, bietjie gebroke, maar goeie mens, wat slim genoeg is om met bevorderde tegnologie die mensdom te red. Dis sy storie, okay, dit is Iron Man. In elke Marvel movie waar die wêreld op een of ander impending doom teekom, die wêreld gaan eindig, die mensdom is hoop, gaan doodgaan, aliens, mega powerful gode, wat ook al, enemies kom om die wêreld te vernietig, maar hier kom Tony Stark, die goeie mens, met genoeg bevorderde tegnologie om die mensdom te red. Die mens red die mens deur Tony. Tony wys vir ons
Tony is 'n interessante karakter, want hy het geen superpowers nie, hy's net ryk. Okay, hy het baie geld, wat nog 'n interessante inspraak lewer op wat ons kultuur sê die antwoord is vir die dood, maak baie geld. Hy het geen superpowers nie, maar hy is slim genoeg, en hy het genoeg tegnologie, hy het genoeg bevordering, om enigiets te kan oorwin. So op hierdie subtiele manier, sê die kultuur vir ons, die kultuur probeer ons oortuig, dat ons mense wat eintlik goed is, gaan eventually 'n tipe van 'n utopia bou, met bevorderde tegnologie, en daar in daai utopia, gaan alles eintlik oukei wees. Hierdie wêreld is nie nou hemel nie, maar ons kan dit eendag hemel maak. Ons moet net aanhou voortgaan, aanhou ons lewe gee vir bevordering, gee jou lewe vir werk, gee jou lewe vir baie geld. Hierdie is rede om hoop te hê. Okay, so ek weet dit is nou nie super hoopvol nie, maar dis die tipe hoop wat sekulêre kultuur vir ons sê. Ons gaan dit maak, die mens gaan die mens red. Hierdie is 'n rede om nie op te gee nie. H.G. Wells was 'n baie bekende Britse skrywer, en hy het famously geskryf hierdie, okay, en hierdie is 'n voorbeeld van hierdie humanism. Hy het gesê, "Can we doubt that presently our race will our human race will more than realize our boldest imaginations? Can we doubt? No, we can't. Our human race will achieve our boldest imaginations. We'll achieve unity and peace, and the children of our lives, of blood and lives, will live in a world made more splendid and lovely than any palace or garden that we know of. They will go from strength to strength, achieving an ever-widening circle of adventure." So dis H.G. Wells, okay, dis humanism, okay. Hy het dit geskryf in 1928. Nou dis belangrik, want 1928, kom ek vra jou, daai datum is belangrik, want wat gebeur net na daai datum, okay? Wat gebeur nie eers 20 jaar later, H.G. Wells dit geskryf het nie. Kom ek sê vir julle wat gebeur. Die wreedste, mees booste, mees asemrowendste tragedie gebeur, net 20 jaar na H.G. Wells daai humanistic idee probeer verkoop. 20 jaar later gebeur die Tweede Wêreldoorlog. En van daai tyd af is niemand regtig meer oortuig dat die mens eintlik kan red nie. Ja, met genoeg bevordering gaan ons beter wees as wat ons was, maar niemand is meer oortuig dat die mens werklik binne homself goed is nie. Inteendeel, ons sit eintlik almal in afwagting van 'n derde wêreldoorlog. Ja, ons kyk na Marvel stories en dis oulik en dis populêr, maar ons is nie meer oortuig nie. Die mees bevorderde land sit met tieners, okay, op die oomblik, dis hoe hopeloos ons vandag is, en dis hoekom ons so min oortuig is van hierdie, want die mees bevorderde lande sit met tieners wat randomly in skole rondloop, en hulle begin mekaar skiet, okay. Die gebrokenheid van die mens, okay, kan nie uit ons uit bevorder word nie, dis die punt. Hierdie is 'n mooi idee, dit gee tot 'n mate van ons 'n rede om aan te lewe. Maar die probleem wat hierdie humanistiese idee oor en oor teekom, is die gebrokenheid van die mens. En daar is nie genoeg tegnologie in die wêreld om die gebrokenheid van die mens wat 'n Tweede Wêreldoorlog kan begin nie, wat mekaar kan skiet in skole nie. Daar's geen genoeg tegnologie in die wêreld om daai gebrokenheid uit ons uit te bevorder nie. So goed as wat tegnologie is, so vind ons deesdae dat tegnologie eintlik nou sleg is vir ons. Okay, social media breek ons, social media is sleg vir ons, en dis die nuutste bevordering, nee. Okay, so dis die een antwoord wat die kultuur vir ons partykeer sal probeer gee. Daar's net nog een wat ek vinnig aan wil raak. Hierdie is die ander vorm van hoop, wat julle sal hoor, basies as jy om die braai is, okay, as jy chat met jou pelle en julle praat bietjie dieper, okay. Die ander amper probeerslag wat die kultuur vir ons probeer gee om te hoop ten spyte van die dood, is hierdie. Die dood is natuurlik. Die dood is natuurlik. The circle of life. It is what it is, okay. Die idee agter hierdie is eintlik 'n ou filosofiese idee. Want daar's 'n ou filosoof wat gesê het, when I die, I'm not here to care about it. So why should I worry about something as pointless as death?
die idee agter hierdie is, ons gaan net verdwyn. Wanneer jy doodgaan, dan is daar net niks. Ek is in die grond, maar ek weet nie daarvan nie. En so, hoekom moet ek niks vrees nie? Okay, hoekom moet ek niks vrees nie? Hierdie is die ander antwoord. Die een is humanism, die ander ene is, hoekom moet ek niks vrees nie? Die dood is maar 'n deel van die lewe. Dis die natuurlike manier van hoe dinge werk. Jy het nie pyn na die dood nie, jy ly nie, jy's net niks. Jy weet nie eers jy gaan dood wees nie. Dis kind of hopeful in a way. Die enigste probleem met hierdie manier van dink oor die dood is dis nie regtig eerlik nie. Kyk, my skoonsussie, sy swat medies, en sy is in haar finale jaar, en so sy werk verskriklik baie in die hospitale op die oomblik. En sy sê, sy haal eintlik 'n redelike bekende gesegde aan, wat sê, sy het nou die dag vir my gesê, there are no atheists in the trenches. Bedoelende, daar waar mense naby aan die dood is, in die hospitale waar sy werk, mense is gereeld, hulle face, lewensgevaarlike siektes, karongelukke, probleme, hulle is in die trenches, okay? Sy sê, daar waar mense die dood staan en kyk hulle in die oë. Daar waar hulle self probeer oortuig, die dood is naby, ek hoef nie te vrees nie, want hierdie is natuurlik. Ek gaan nou net gaan slaap. Sy sê, nee, in die hospitale, dis nie wat ons sien nie, mense is ontsettend bang. Mense is ontsettend bang, mense roep uit na God toe. Sy sê, mense roep uit na God toe, of hulle glo of nie. Dis die punt, hierdie idee van, ek gaan net sterf, en ek gaan net in die grond gesit word. Sy sê vir my, en ons het al baie oor gepraat, die punt is, dis nie eerlik nie. Dis nie eerlik nie, om te sê, dat wanneer ek sterf, dat alles wat ek lief het, alles wat die wêreld vir my beteken, gaan weggeneem, gaan word vir my, alles. Alles wat lekker is, die lewe, alle liefde, alle verhoudings, alles wat my bly maak, alles wat ek geniet. Om te sê, al daai goeders gaan deur die dood weggevat word van my. Om te sê dat ek nie bang moet wees vir dit nie. Ek is jammer. Die punt is, dis nie eerlik nie. Dis nie eerlik nie. En boonop dit, die feit dat jy, dat hierdie antwoord, dat jy vir my sê, die dood is nie natuurlik nie. Om te sê, dis net deel van die lewe, dis ook nie regtig eerlik nie. Okay? Dis nie eerlik nie. Nie heeltemal nie. Hoor wat sê Keller, hy sê, there are two deep human intuitions about death. Number one, death is not natural. Ons glo dit diep in onsself. It's an intuition. Dis hoop jok vir jouself, okay? Hierdie is nie eerlik nie. First intuition, death is not natural. Ons almal glo dit. Diep in ons wil ons nie die dood sien nie. En die tweede ding is, death is not right. It's wrong. It's an injustice. It is not natural because we know deep inside us that it is not the way it is meant to be. We long to live because we were made to live eternally. If someone rendered you unconscious, violently against your will, that would be considered a crime. And when death does that to us, we consider it a crime. Death is a thief. En ek stem so saam met hierdie, want vir al die dood wat ek ten minste al beleef het, vir al die ervarings wat ek al gehad het, en wat ek al deur ander gesien het, vir al die kwaad wat ek gesien het, mense het, wanneer die dood oor hulle pad kom, sê ek vir julle, hierdie ding is nader aan die waarheid, wat Keller net gesê het. Dit is nader aan die waarheid. Dis alles om te sê, daar is nie veel hoop daar buite nie. Okay, die kultuur gee nie vir ons regtig hoop nie. Die kultuur probeer vir ons sê, hou jouself besig, bevorder jouself, die mens gaan die mens sê, die kultuur probeer vir jou sê, het is als natuurlijk, maar hierdie dinge diep in ons spreek nie ons hopeloosheid aan nie. Dit vat nie ons hopeloosheid weg nie, en dis hoekom ons soveel depressie sien. Okay, ons jok vir onsself, maar ons almal weet diep in ons, die dood is nie natuurlijk nie. Ons wil nie alles wat ons lief het verloor nie. Ons probeer vir onsself jok, maar ons glo die dood is vyandig, ons haat die dood, ons raak kwaad. Hoekom raak ons kwaad? Want ons glo hierdie ding is nie reg nie. En so, daai hele ding was net die
sekulêre hoop. Dit is wat daar buite aangaan. Okay? Dit is hoe die kultuur hoop. En soos ek gesê het, daar's nie eintlik 'n antwoord daar nie. Maar nou wil ek net vinnig aangaan na die Christelike hoop toe. Ons gaan 'n bietjie vinniger hier wees. Christelike hoop gee vir ons 'n drievoudige hoop. Okay? So in die teks wat ons vanaand gelees het, in Openbaring 21, sien ons die einde van die storie van die heelal. Okay, Christelike hoop hier by die tweede punt vat ons na die einde toe. Ons sien wat Christendom sê, hierdie Christen, hierdie is jou hoop. Okay, al lewe jy nou in 'n gebroke wêreld, hierdie is jou hoop. Nou dit is belangrik om te weet dat die konteks hier in Openbaring, dit behels 'n vervolgde Christelike groep mense. Hierdie is 'n vervolgde groep Christene wat letterlik gebrand was omdat hulle geglo het in Jesus. Hulle word letterlik vir leeu's gevoer deur 'n keiser, voor skare wat skree in opwindendheid. Okay, hierdie was die lot wat hulle moes face. Hierdie was hoe naby die dood aan hulle was. En die dood was so naby aan hulle. Johannes het aan hulle geskryf. En hy het Openbaring aan hulle geskryf, nie as 'n leë pap tipe van 'n swak bemoediging nie, maar hy het Openbaring geskryf as 'n kragtige hoop vir mense wat op die ekstreem van die dood staan. Okay, vervolging, trauma, verskriklike goeters. En so, as ons kyk na Openbaring 21, 1 tot 8, sien ons 'n drievoudige hoop. Okay, 3 unieke aspekte van Christelike hoop, van lewe na die dood. Okay, ons sien Christelike hoop is persoonlik, ons sien dit is herstellend, en ons sien dit is verseker, it is guaranteed. Okay, so kom ons gaan vinnig deur hierdie 3. Kyk gou saam met my na die eerste een. Die Christelike hoop is lewe na die dood. Dit lewe na die dood is persoonlik, okay? As ek doodgaan, het ek hoop, want daar's iets persoonlik wat vir my lê en wag aan die ander kant. Vers 3 van Openbaring 21 sê, "And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man," okay? "He will dwell with them, and they will be his people, and God will be with them as their God." So die middelpunt van wat kom is, dis 'n persoonlike middelpunt, dis 'n verhouding, dis liefde. In die mees oosterse gelowe, okay, kom jy terug na hierdie aaklige hel toe van 'n wêreld, en jy probeer weer, soos reincarnation, dis 'n oosterse geloof, jy probeer weer. Jy word soos 'n druppel in die oseaan as jy dit maak, so sê nou jy maak dit in nirvana in, jy maak dit in die ewigheid in, dan sluk die ewigheid jou in, okay? Die ewigheid sluk jou in, jy word deel van nirvana, jy word deel van 'n cloud, jy word deel van 'n oseaan, jou siel is 'n druppel en jy word ingesluk in die oseaan in, en as jy dit nie maak nie, dan probeer jy maar net weer. Jy kom terug na die hel toe van hierdie wêreld, jy kom terug om weer die wêreld te probeer uitlewe, of slegter of beter, en jy probeer weer, jy probeer 'n rangleer klim, tot jy eventueel by nirvana aankom. Dit klink kind of nice, maar sê nou jy maak dit in nirvana, dan verloor jy jouself, want jy verloor jouself in die Godsiel van die ewigheid. Jou persoonlikheid, en alles wat jou of my Johan maak, dit word ingesluk as ek dit nou sou maak. En dis nogals 'n goeie vergelyking van wat ons sien hier by hierdie vers. Want wat Christendom vir ons wys hier is God bly God, en ons as mense bly mense, maar ons is mense by mekaar. Ons bly individue. Ek as Johan bly Johan. Maar die verskil is God kom woon in ons midde, in verhouding met ons. En daar is liefde. Hy is lief vir ons is lief vir hom, en ons is lief vir mekaar. Sien jy, die hele middelpunt van hierdie vers is verhouding. Dit is persoonlik, dit is liefde. Sien julle dit, die hoop waarna toe ons geroep word, is 'n persoonlike hoop. En as ons eerlik is met onsself, dan is Christendom baie kragtig op hierdie punt, want dis wat ons eintlik soek. Ons soek nie net bloot lewe na die dood nie, Nee, ons soek nie net lewe na die dood nie, ons soek liefde na die dood. Is dit nie? Wanneer iemand in ons lewe doodgaan, is dit seer, en die seer wat ons ervaar, is omdat ons liefde verloor. Ons verloor die verhouding, ons verloor die liefde, ons verloor wat ons gehad het. Maar eendag in die hemel is die belofte hier, 'n persoonlike, liefdevolle, verhoudingryke lewe na die dood.
Ons gaan nie net lewe nie, maar ons gaan lewe in liefde met God en in liefde met mekaar. En ons gaan meer onsself wees as wat ons ooit nou is. C.S. Lewis verduidelik dat God en die lewe na die dood is baie so sout in hierdie spesifieke opsig. Hy sê, wanneer hy ten volle in die midde gaan lewe van die hemel, wanneer ons in God se midde gaan lewe, dan gaan dit gaan soos 'n sout effek hê in ons lewe. Ons gaan meer onsself wees, want dis wat sout doen met kos. Wanneer jy sout by kos gooi, dan proe jy nie sout nie, jy proe meer van die geure van daai kos. En Lewis sê, dis wat gebeur met die Christen. Wanneer ons in Christus se midde gaan lewe, dan gaan Christus die ware self uit ons uitbring. Hy vat al die sleg uit ons uit, al die sonde uit ons uit. En selfs die mense wat ons lief het, as ons hulle eendag in die hemel gaan ontmoet, dan gaan hulle die beste mense wees wat hulle ooit was. Hulle gaan 10,000 keer meer hulle self wees, en ons gaan die beste van daai mense kan geniet, en hulle gaan nog steeds hulle self wees, ons gaan ons self wees. Hierdie is die Christelike hoop, dit is persoonlik, dit is verhouding, dit is liefde. En in plaas daarvan dat ons ingesluk word en onsself verloor in een of ander godsiel in die heelal, nee, ons gaan in die hemel 10,000 maal meer onsself wees. En dit is die persoonlike hoop wat ons het, die Christelike antwoord. Maar die tweede deel van ons hoop is, dit is restorative, okay, dit is herstellend. As ons kyk na vers 1 van Openbaring 21, lees ons, the new heavens and the new earth, a holy city, okay, new, dit is herstellend. Ons lees in vers 4, he will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Behold, I am making all things new, verse 5. Verse 6, to the thirsty I will give the spring of water of life without payment. Baie gelowe, okay, baie gelowe, beloof 'n hemelse lewe na die dood, wat baie voel amper soos 'n troos, bedoelende, nie dat dit 'n slegte ding is helemaal nie, maar bedoelende soos dis 'n drukkie na 'n lang dag, wat vir jou sê, alles gaan oké wees. Dis hoe die lewe na die dood voel. Jy gaan oké wees. Weet jy hoef nie meer nou te ly nie, alles is nou verby, dis 'n troos, 'n pat on the back. En natuurlik is dit wat Christendom hier is, dit is 'n massiewe troos, maar dis meer as dit. En ek wil hê julle moet in hierdie verse sien, dis meer as 'n troos. Christendom glo in die opstanding van Jesus, okay? Dit is Jesus se ou liggaam word nuut gemaak. Dit is nie dat ons siele ergens rondsit, kaalgat engeltjies op 'n wolkie nie. Okay, dis nie wat ons hier sien nie. Nee, wat ons hier sien en in die verse is nuut. Ons sien alles gaan restore word. Hy vat wat ons hier het en hy maak dit nuut, hy herstel dit en gedeeltelik gee hy vir ons terug wat ons verloor het. Dit is meer as net 'n troosting na 'n lang dag. Dit beteken die lewe wat ons hier gelewe het, die seer, die pyn, die trane. Jesus sê nie net bloot dat hy ons gaan troos en hy gaan die trane wegvat nie. Wat hy hierso sê is veel kragtiger. Hy sê, hy gaan daai lewe herstel. Hy gaan vir jou teruggee wat jy verloor het, maar beter. So jy gaan 'n lewe sonder siekte en sonder lewe, maar hy gaan vir jou ook 'n lewe teruggee. En hy gaan vir jou die lewe teruggee wat jy wou gehad het. Alles wat sonde van jou weggevat het, alles wat die dood van jou weggevat het in hierdie lewe, beloof Jesus Christus, hy gaan dit vir jou teruggee. Hy sê in Jesus se eie woorde in die evangelie sê, he who lost brothers and mothers and sisters and wives, hy sê, I will give you that and more. Hy sê, hy gaan vir jou 100 keer meer teruggee in die lewe wat kom. En dit is wat hy beloof. Hy sê, jy was verlam, jy gaan kan hardloop. So hy gee terug, okay? Jy wou die wêreldtoer en die ski slopes toe gaan en jy wou daai tipe lewe gelewe het hier, maar weens sonde of wat ook al jou lewe vir jou uitgedraai het in die gebrokenheid van die wêreld, Jesus sê vir jou, die ski slopes in die hemel gaan mooier wees as enigiets wat jy hier kon beleef het, hier en nou.
Sien julle, dis meer as 'n troos. Die nuwe hemel en die nuwe aarde is nie net 'n troos nie, dis 'n geskenk. Dis die redding wat Jesus ons beloof, is 'n geskenk. Dis hy gee vir ons iets. Hy gaan vir ons alles wat ons verloor het teruggee. Dis die Christelike hoop, dis herstellend. Maar laastens, okay, dit is verseker. Die derde deel van die drievoudige hoop van die Christen is, dit is persoonlik, dit is herstellend, maar dit is verseker. It is certain. Okay, kyk in vers 5 van Openbaring 21. Write this down, sê Jesus vir Johannes, because these words are trustworthy and true. Hier is die verskil, wat Christendom radikaal anders maak as enige ander geloof. Die ding wat Christendom anders maak is, Christendom sê, jy hoef nie onseker te wees, dat jy hierdie hoop gaan ontvang nie. Jy hoef nooit te twyfel oor jou redding nie. Jy kan weet, dat deur Jesus Christus wat in jou plek staan, deur Jesus Christus wat jou sonde op homself geneem het, en die straf vir jou sonde betaal het aan die kruis, jy kan weet dat jou plek in die nuwe hemel en aarde, jou plek is verseker. As jou naam in die boek van lewe geskryf is, deur die bloed van Christus kan niks jou naam uit daai boek uithaal nie. Enige ander geloof gaan vir jou sê, jy moet eers deur al hierdie hoops spring. Jy moet eers 'n goeie mens wees, jy moet eers 'n sekere lewe voordat jy kan seker wees. En weet jy, omdat ons soveel stront en sonde aanjaag in ons lewe, is die waarheid, jy gaan nooit kan seker wees nie. As iemand vir jou sê, jy moet eers hierdie goeders doen, dan kan jy seker wees, gaan daar altyd 'n mate wees van, het ek genoeg gedoen? Jy gaan nooit oortuig wees dat genoeg is nie. Jy gaan nooit weet nie. Maar Jesus sê, dit gaan nie oor wat jy gedoen het nie. Daar's niks wat jy kan doen nie. Jesus sê, ek sê vir jou, dat wat ek gedoen het genoeg is. Jesus sê aan die kruis, it is finished. Daar is niks meer om te doen nie, want ek het alles gedoen. Ek het die dood oorkom. Deur my is daar nuwe lewe en dit is 'n versekerde nuwe lewe. Hierdie is die krag van die Christelike hoop. Dit is persoonlik, dit is herstellend en dit is verseker. Ek sluit af met 'n redelike regheid, maar harde uitdaging. Daar is vers 8 'n duidelike lyn van wie is in en wie is uit. Okay, vers 7 en 8 van Openbaring 21 sê, the one who conquers will have this heritage. I will be his God and he will be my son. But as for the cowardly, as for the faithless, as for the detestable, as for the murderers, the sexually immoral, the sorcerers, the idolaters, all the liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Daar is hoop. Maar Christendom trek 'n duidelike lyn tussen wie is in en wie is uit. En daar is 'n uitnodiging hier. Ons moet na Jesus toe gaan. Ons moet na Jesus toe gaan. Ons moet ons sondes bely. Ons moet bekeer van die ou lewe wat ons gelewe het en kyk na Jesus as ons nuwe hoop. Ons moet daar na Jesus toe gaan en vra vergifnis en kyk hoe hy ons sondes vat op homself aan die kruis. Dit is die begin en dis die einde van ons hoop. Want dit is waarin ons inkom en dit is waarin ons bly. Jesus vra vir jou, waarin vertrou jy? Jesus vra vir jou, dink jy jy's 'n goed genoeg mens in jouself? Dink jy verdien die hemel? Dink jy jy's okay? Is jy seker jy's okay? Sê Jesus vir jou. Jesus vra vir jou, waarin vertrou jy? Vertrou jy dat net omdat jy dink jy's 'n goeie mens, dat dit beteken jy's gered? Jy kom kerk toe, jy doen Bybelstudie, jy doen al dinge, jy's gered? Nee. Jesus sê vir jou, maak saak hoe goed jy is nie. Dis nie genoeg nie. Maak saak hoe goeie lewe jy lewe is nie genoeg nie. Niemand is heilig genoeg om dit deur God se standaard te beweeg nie. Ons kort 'n redder, ons kort iemand om in ons plek te staan en Jesus sê ek is dit. Ek is dit, in my kan jy die versekerde hoop ontvang van die nuwe Christelike lewe. En so ek wou julle uitdaag. Begin by Jesus, gaan na Jesus toe en dan is daar versekerde hoop. Maar buiten hom gaan jy nie 'n hoop kry nie. Ek is seker daarvan. Ek los julle met daai. Kom ons bid saam en vra dat die Here ons sal help met hierdie. Kom ons bid saam. Jesus, ons bid nou. Kom en gee vir ons hierdie versekerde hoop. Kom en breek ons harte af, dat ons sonde kan kom bely voor U. Dat ons sonde kan kom bely, dat ons kan bekeer, dat ons kan kyk na hoe U al ons sondes op U vat, en hoe U vir ons deur die krag van die Gees 'n versekerde hoop gee. Kom doen daai werk nou in ons lewens.
Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.